Goeiemorgen allemaal. Good morning everyone. Hope you have a lovely Sunday so far. I want to start with blessing each mother this morning on Mother's Day. May you have a wonderful day en mag dit vir julle 'n wonderlike dag wees vir elke mamma. Ons dink aan elke moedertjie vanmôre. Mamoe. Eitoggie. Ons dank aan elke moeder vanmôre wat so baie doen vir die kinders, vir hulle mans. Ek hoop julle word lekker bederf vandag. Dat julle 'n aangename tydjie saam met familie en vriende gaan hê, en familie, julle kinders. En ons dink ook aan ons wat se moeders nie meer met ons is nie. Ons mis hulle geselsies, ons mis hulle omhelsings, ons mis hulle wyse woorde, en die aromas wat so uit die kombuis uitgekom het, nee, ja, mens mis dit. So indien jy bevoorreg is vanmôre om 'n ma te hê, wat nog by jou is, wees lief vir haar, ondersteun haar, sê vir haar terwyl sy lewe, hoe lief jy haar het. Geef haar blomme nou, terwyl sy dit kan waardeer. Nie eendag as daar 'n graf is, moet jy met blomme op gaan sit nie. Geef dit nou vir haar. En nie net blomme nie, ook jou tyd, jou ondersteuning, jou liefde, jou samesyn, jou teenwoordigheid. Dit is dit wat hulle so baie waardeer. Al is jy ver van jou ma af, 'n oproep, 'n videocall, maak nie saak wat nie. Sê vir haar vandag hoe lief jy haar het. Maak tyd. Dis ons moeders. OK, amen. Ek wil vandag gesels oor die werkers in die veld. Die boer en sy werkers en die oes wat ryp staan op die lande. My skriflesing vanmôre is Matteus 9 vanaf vers 36 tot 37. Kom ons lees dit vanmôre saam. Matteus 9 vers 36 tot 38. Maar kom ons begin daar by vers 35. En Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. Dit is fantasties, nie? Hy het elke siekte en elke kwaal het hy genees. En toe hy die skare sien, in vers 36, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê die Here vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag instuur. Ek wil dit vir ons ook in die Amplified lees. Kom ons lees dit daar vanaf vers 35. Jesus went throughout all the cities and villages in Galilee, teaching in their synagogues and proclaiming the good news, that is the gospel of the kingdom, and healing every kind of disease and every kind of sickness. His words and his works reflecting his messiahship. When he saw the crowds, he was moved with compassion and pity for them, because they were dispirited and distressed, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples,
The harvest is indeed plentiful, but the workers are few. So pray the Lord of the harvest to send out workers into his harvest. Tot sover mag die Here die woord seën aan ons harte, en dat die saad op vrugbare grond sal val. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om rondom u woord te sit. Dankie dat u my help, dat ek die woord reg sal sny en dat ek die woord reg sal oordra, dat die goeie nuus op vrugbare grond sal val, waar die mense dit kan ontvang, dat dit kan ontkiem en vrug dra, vrug wat by die bekering pas. Vra dat hy my sal seën, dat hy my sal vergewe van alle sondes, wetend en onwetend, dat ek 'n skoon en rein kanaal vir u sal wees. Baie dankie, Jesus. Ek neem my gedagtes gevange tot gehoorsaamheid aan u woord en werp elke hoë gedagte neer wat hom probeer ophef teen u woord. Baie dankie, Jesus. Amen. Is dit nie 'n wonderlike gedagte hier nie, waar Jesus in Matteus 9 met sy disippels praat en vir hulle sê, die oes is ryp, die oes staan gereed op die veld. Bid dat daar werkers sal kom om die oes in te samel. Hoekom? Want in vers 35 sê hy daar, dat hy allerlei kwale en siektes het hy genees, en hy het gesê in vers 36, He was moved with compassion and pity for them because they were dispirited and distressed, like sheep without a shepherd. Is dit nie hoe dit ook vandag in ons lewe gaan nie? Die mense is te neergedruk, hulle is stresvol, hulle weet nie waar na toe nie, hulle weet nie hier na toe of daar na toe nie. Dis asof daar iets hier in hulle gedagtes en hulle binneste aan die gang is. Hulle voel 'n warboel hier in hulle binneste, want hulle weet nie waar hulle krag vandaan kom nie. Maar die woord sê, my krag is van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. Maar kom ons delf nou dieper in hierdie konsep van God doesn't call the equipped, he equips the called. Die Here roep nie die persoon wat in staat is om die werk te doen nie, hy roep die persoon wat hy roep, stel hy in staat om die werk te kan doen. God doesn't call the equipped, he equips the called. Kom ons kyk, kom ons gaan in hierdie storieetjie in. Equipped by the caller. God equips the called, he does not call the equipped. Do you feel sometimes that you are unqualified? So many people are standing on the edge of God's will saying, I'm not ready. I don't have enough. I'm not like that and that and that pastor. Dis nie hoe die Here ons geroep het nie. Al wat hy wil hê is, ons moet beskikbaar wees. Die hemel vra nie, are you qualified? He doesn't ask, are you qualified? All he asks is, are you willing? Are you ready? Are you able to do this job that is lying in front of you? Maar die groot ene is jy beskikbaar? En is jy gewillig as die Here jou roep? God never builds his kingdom on qualified people. He builds his kingdom on the people he calls. Amen. As ons nou teruggaan na hierdie gedeelte toe, sien ons daar, Jesus does not say the harvest is small, the ground is hard, the conditions are bad. He doesn't give us reasons not to go. He gives us a reason to go. The harvest is ready.
The problem is there is not enough people to bring in the harvest. Ek wil 'n prentjie skets van 'n boer wat hier op sy lande staan. Die koringlande is gereed, die mielielande staan vol, die koringare is ryp. Dit staan daar in die helder son, dit vra net, kom pluk my, sodat ek beskikbaar kan wees om voeding te kan gee vir mense. Die land is gereed. Die boer staan daar, hy kyk hier oor die velde. Maar hy kan dit nie alleenig doen nie. Hy kan nie alleenig daai oes inbring nie. Hy het werkers nodig. Alles is gereed, die seisoen is reg. Hy het mense nodig. Daar is nie werkers nie. Daar is nie genoeg werkers nie. En hy kan nie die oes uitstel nie. Hy kan nie wag nie, want dit moet ingesamel word. As hy wag en dit nie doen nie, en as daar nie werkers is nie, gaan daardie oes verrot. En dan kan hy net sowel weggegooi word. Hy kan 'n vuurhoutjie ingegooi word en hy oes kan verbrand word. Nou staan die boer daar en hy sê nie, laat ek gaan mense soek wat die werk ken nie. Let me go and look for qualified people to do this job, to bring in this harvest. No, he goes and he finds people that if you ask them, are you willing to come and work on my farm to bring in this harvest? Are you willing to come? And all he wants to hear is, yes, here I am, I will go. Hy kyk nie na jou CV nie. Hy kyk nie na jou agtergrond nie. Hy kyk nie na wat jou hande alreeds vermag het nie. Al wat hy verwag is, het jy ja gesê op sy vraag, en die belangrikste is jy gereed? Is jy beskikbaar om die werk te kan doen? Dis al wat nodig is. He calls whoever is available, and when they come, he puts tools in their hands, he shows them what to do, and he teaches them as they go. Dis on-the-job training, soos wat ons dit ken. Wanneer jy gaan vir 'n onderhoud en jy het geen idee om daai werk te doen nie, en jy word aangestel, gaan hulle jou eers opleiding gee om daardie werk te kan doen. Ek is nou 'n baie goeie voorbeeld. Ek het nou onlangs soos in Vrydag klaargemaak by my vorige werk en ek stap môre in my nuwe werk. Die mense het my vlugtig net so crash course, as ek dit in Engels kan sê, crash course gegee van wat die nuwe werk behels. Maar hy sê toe vir my, soos wat jy aangaan met jou werk, so gaan jy leer hoe om die werk meer proficient te kan doen. Wat is Afrikaans? Meer produktief, as ek dit kan sê, meer produktief te kan wees in jou werksprosedure. Maar hy sê toe ook, ek is 24 ure 'n dag beskikbaar. As jy 'n vraag het en jy verstaan nie iets nie, bel my. En dit is dit ook nie hoe die Here is nie. As ons nie iets weet nie, gaan ons op ons knieë en ons vra vir die Here. As ons kennis kort kom, vra ons dit van die Here en hy gee dit vir ons. Is dit nie so nie? Al wat die Here van ons verwag vandag is jy gewillig om in die koninkryk te gaan werk? Want die oes is ryp en die arbeiders is min. Die roeping kom eerste en dan die equipping kom later. Wie is beskikbaar, sê ja as die Here jou roep.
en hy sal jou toerus om die werk te kan doen. Amen. Sommige van ons wag op die Here om ons eers ten volle op te lei voordat ons in die veld instap. Maar dit is nie hoe dit werk nie. As jy dit wil doen, gaan jy jou opleiding kry en dan gaan jy, wanneer jy in die veld kom, is die veld oes klaar ingesamel of die oes het verrot. Step into the field and I will train you there, says God. God will train you on the spot. He will give you the necessary tools to do your job. As jy moet 'n sekel in die hand gesit word om die koringare af te sny, gaan die Here nie vir jou 'n graaf gee nie. Hy gaan vir jou 'n sekel gee. So ongeag, maak nie saak wat jou werk is nie, die Here gaan jou toerus vir daardie werk om dit optimaal te kan doen. Volgende ding. You don't learn harvesting in the house. Jy sit nie hier in die huis en leer hoe om 'n koringaar te sny nie. Dis nou teoreties. Miskien het jy teorie nodig, maar jy moet in die veld wees om te kan leer hoe om 'n koringgaar af te sny met 'n sekel. On the job training. 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 9 skryf Paulus die volgende. Ek wil dit in die Amplified lees. I planted, Apollos watered, but God all the while was causing the growth. So neither is the one who plants nor the one who waters anything, but only God who causes the growth. He who plants and he who waters are one in importance and esteem, working toward the same purpose. But each will receive his own reward according to his own labor. For we are God's fellow workers, His servants working together. You are God's cultivated field, His garden, His vineyard, and God's building. So wat sê Paulus hier? Ons is saam met God besig in die veld om die oes in te samel. Maar ons is ook deel van die oes, want ons het ons harte vir die Here gegee. Daar was iemand in ons lewens wat vir ons gekom het en die evangelie aan ons verkondig het. En ons het ons harte oopgemaak vir die goeie nuus en ons het ons gedraai na die Here toe. Ons is deel van die oes en nou as deel van die oes gaan ons weer in die oes in en ons gaan oes weer. Dis so domino effek. As die een val, dan gaan dit so aan totdat alles omval. Ons is deel van die oes, maar ons word nou ook ons werk nou ook in die koringvelde om die oes in te samel. Ons is we are His garden, His vineyard, His building. Volgens Jesaja, kom ons lees Jesaja 61 vers 3. Net gou hier kry. Ek het nou eendag iets interessants gehoor. Toe die Bybel daar in die Ou Testament geskryf is, né? Het hulle op tablets, die 10 gebooie is op tablets geskryf, en later is dit op scrolls geskryf. So nowadays, we are using our tablets to scroll through the Bible. Dit was vir my so oulik, toe hulle dit gesê het. We are using our tablets to scroll. Wat ek gesê, Jesaja 61. Hoor nou die Hadidas daar buite, uit toch hier. Kom ons lees dit, hier in die Amplified. To grant to those who mourn in Zion the following. Ja, dit is so mooi hierdie. To give them a turban instead of dust on their heads, a sign of mourning. The oil of joy instead of mourning. The garment
or the expressive of praise instead of a disheartened spirit. So they will be called the trees of righteousness, strong and magnificent, distinguished for integrity, justice, and right standing with God. The planting of the Lord, that He may be glorified. So alles wat ons in hierdie lewe doen, alle eer kom die Here toe, want dit is Hy wat vir ons die krag en die energie gee om die werk te kan doen. He equips us to do the work properly. Amen. Ons kan niks uit onsself uitdoen nie. Alles is as gevolg van die Here. Let's break this portion down in Corinthians. Paul didn't do everything. Apollos didn't do everything. God didn't ask one man to do everything. There are different roles, but one source of power. It was God who gave the increase. Ons kan die saad saai in iemand se lewe in vandag. 'n Paar en daai persoon kom nie nou dadelik tot bekering nie, né? Paar jaar later kom die man weer en hy hoor die evangelie en hy onthou toe maar 'n paar jaar terug het iemand dit ook aan my verduidelik. En dan die volgende persoon gee hy plantjie, daai bietjie water en jare later miskien kom die persoon weer en hy besef toe maar ek moet my hart met die Here regmaak. En hy kom in die oes in. Dan is iemand wat die oes insamel. So iemand het die saad gesaai, dis wat Paulus hier sê. Iemand het die saad gesaai, hy is water gegee, maar dit is God wat veroorsaak dat daai persoon tot bekering kom op die regte tyd. Amen. So, wat is ons objek? Ons moet die oes insamel. Ons moet die woord verkondig, tydig en ontydig. Maar dit is die Here wat die werk doen in 'n persoon se hart. Al wat ons moet doen is, gaan dan heen, maak disippels en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Disippels van alle nasies. Dit is ons groot opdrag. Ons moet net beskikbaar wees. We are not responsible for the harvest to grow. We are only responsible to show up. Verse 9 again says the following. For we are God's fellow workers, His servants working together. Ons moet net beskikbaar wees. Dink daaroor. Ons werk saam met God. We are working with God. Ek wil die volgende illustrasie gebruik. When you start driving a truck, wanneer jy vir bestuurderslisensies, vir bestuurslesse gaan, as jy die heel eerste keer in 'n kar sit, dan sien jy stuurwiel voor jou, en jy sien 'n hefboom hierso, met 'n 1, 2, 3, 4, 5 en 'n R op, en 'n lever hier met 'n knoppietjie, en dan hieronder by jou voete het jy 3 pedale, 'n lang een en 2 kortetjies langs hulle. Jy het nie 'n cooking clue wat daar aangaan nie. Jy het nog nooit in 'n kar gesit nie. Maar jy sit iemand hier langs jou wat vir jou gaan wys. Al wat jy moet doen is, jy daag net op, jy sit in die sitplek. Is iemand hier langs jou wat vir jou presies gaan verduidelik wat om te doen. Waar jy jou hande op die stuurwiel moet sit, wat daai 3 pedale is, die petrol, die clutch, die koppelaar en die rempedaal. The petrol, the clutch and the brake pedals. En dan die handrem en dan die radhefboom. En dan hoe jy moet jou voete gebruik
om te sinkroniseer wanneer jy ratte hef, wat jy ratte verwissel, wat jy moet doen as jy by stopstraat kom, hoe jy moet versnel, hoe jy moet afskakel, al die lekker dinge rond met betrekking tot om 'n kar te ry, gaan daar die persoon wat hier langs jou sit vir jou leer. Ek onthou nog die eerste keer toe ek agter die stuurwiel ingeklim het, ek het nie 'n idee gehad wat daar aangaan. En ek het daai petrolpedaal getrap, die refs was staan hier rooi. Gelukkig was die kar uit rad uit, anders was ek in die garage in gewees. Wat nice is, en maar het ons so lang oprit gehad van die hek af na die garage toe. So ons het die hele tyd op een vorentoe gery en dan in trierad gesit en gereverse die hele dag, die hele tyd. So dat ons kan vertroud raak met die pedale. En om die synkronisasie van die clutch, van die koplader en die petrolpedale reg te kry en die briek en al die goeders. Ek wil nie te tegnies raak nie, maar ons dink ons almal weet wat ek probeer sê. Jy word presies geleer hoe om daai voertuig te bestuur. Maar vir sommige van ons sukkel nog bietjie met parallelparkering en wilte wegtrek en indicators gebruik, links en regs, wat die mense die harnas injaag partykeer, maar dit is reg, ons word geleer, ons kry on the job training en dit gaan ondergaan. En hoe meer jy vertroud jy raak met die voertuig, hoe makliker raak dit vir jou om dit te bestuur en om die kar in die pad te hou. Die stuurwiel reg vas te hou, 10:10, né? Nie so nie, 10:10. Al die lekker dinge. En dan die belangrikste is die padreëls. Jy moet die padreëls leer. Wat doen jy by stopstraat? Wat doen jy by toegeteken? Wat doen jy by 'n klein sirkel? Wat doen jy by 'n groot sirkel? Dit is 'n groot konsternasie hier in Oos-London, want die mense weet nie hoe om deur sirkels te ry nie. Dit is 'n probleem. Maar nou ja, wat doen jy by 'n verkeerslig, die rooi en die geel en die groen? Al die lekker dinge. Jy het nodig om die wette te leer. Net so in die koninkryk van die Here ook. Jy kan nie net in die veld in hardloop en net links en regs begin koring afsny nie. Nee, daar's reëls betrokke en jy moet daai reëls konstant navolg. Die woord van die Here lei ons om die lewe reg te leef. Is net so met God ook. He doesn't say, master everything, then I will use you. He says, start driving, I will teach you on the road. On the job training. Hebreërs 13 vers 20 tot 21 sê vir ons die volgende. Ek wil dit weer lees hier in die Amplified. Now may the God of peace, the source of serenity and spiritual well-being, who brought us from the dead, our Lord Jesus Christ, who brought up from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, through the blood that sealed and ratified the eternal covenant, equip you with every good thing to carry out His will and strengthen you, making you complete and perfect as you ought to be, accomplishing in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be the glory forever and ever. Vers 21 sê, equip you with every good thing to carry out His will and strengthen you, making you complete and perfect as you ought to be. Die Here rus jou toe vir jou werk in die koninkryk. Al wat ons moet doen, soos hy reeds gesê het, ons moet net ja sê. Ons moet net beskikbaar wees.
Who is doing the work? God is working in you to make you complete for every good work working in you. He make you complete by equipping you for every good work so that you have nothing missing. Working in you, not just around you. God is besig met jou. Amen. So when God calls you, He doesn't leave you empty. He fills you for the assignment. So we see this following pattern. The harvest is ready, firstly. Secondly, the workers are called. Thirdly, God equips them. And fourthly, the work gets done. But many people reverse it. When I am ready, I will go. When I feel confident, I will serve. When I know enough, I will step out. That's not how it works. That is not faith. That is delay. If the farmer waits for perfect workers, the harvest will die in the field. Kan I ask you the following? Kan ek julle die volgende vra? Hoeveel preke het jy in jou lewe al gehoor? Hoeveel van die woord draai in jou rond elke dag? Hoeveel keer het God in jou hartsnare gepluk om vir jou te sê, kom nou, is jy gereed, kom ek wil jou gebruik. Maar steeds sê, I am not ready. Hoe lank nog gaan jy sit en wag om te sê, ek is nou gereed? Staan op, sê ja, ek is beskikbaar. I am ready for a time like this. I will go. Ek is hier, Here, gebruik my. The farmer prospers when the harvest comes in. The workers benefit when the work is done. God is glorified, souls are reached, and you step into your purpose. Dis wat nodig is. There is joy in being used by God. Jesus het nie gesê, bid vir beter omstandighede nie. Julle gesien daar in Matteus 9? Nie, hy het gesê, bid vir arbeiders in die veld. Want die arbeiders is min. En sommige kere is jy die antwoord op daardie gebed. Bid vir arbeiders in die veld. Bid vir jouself dat jy 'n arbeider in die veld kan wees. God does not call the equipped, He equips the called. As jy voel dat God jou roep, moenie terughou nie. Moenie terughou omdat jy voel dat jy nie gekwalifiseer is nie. Moenie terughou omdat jy voel dat jy nie gereed is nie. Moenie terughou omdat jy voel dat jy onseker is nie. Want dit is die vyand wat probeer om jou te keer om in die volle heerlikheid van God in te beweeg. Wat is jou doel op aarde? Ons eerste doel op aarde is om heen te gaan en disippels te maak. Van alle nasies, om hulle te leer en hulle te doop en hulle gereed te maak, sodat hulle ook in die oesveld kan ingaan. En om die oes in te samel. Dit is ons doel. Wanneer ons eendag voor die Here gaan staan en ons gaan ons loon ontvang, gaan hy sê, maar hier is niemand die saam met jou nie. Hoekom het jy nie in die arbeidsveld ingegaan en die oes gaan insamel? Want ek praat nie nou net hier met pastore nie. We are all called. As jy 'n kind van God is jy geroep om die evangelie te verkondig.
Nie net die ou wat daar voor op die preekstoel staan nie. Ons almal is geroep om die evangelie te verkondig. Amen. If that's you, if you are unsure, unqualified, or feel that you are not ready, please ask the following. Lord, I don't have everything together. I don't know everything. But today I say yes. Call me, use me, equip me, work in me what is pleasing in your sight. I will step into the field in Jesus' name. Help my, Here. Ek is gereed. Kerk, die oes is ryp. Die vraag is nou nie net, is God gereed nie? Die vraag is jy gereed? Is jy beskikbaar om in die veld in te gaan? Amen. Is ons gereed? Is ons gereed om in die veld in te gaan? So, ek wil afsluit met die volgende. Kan ons vandag vir die Here vra om ons te help dat ons sal ja sê, indien ons nog nie ja gesê het vir sy roepstem nie. Here, hier is ek. Ek is beskikbaar om in die veld in te gaan en die oes te gaan insaam. Hoekom? Want as mense daar buite wat hartseer is. Ek wil ter afsluiting net weer lees Matteus 9. Matteus 9 vers 36. Dan wil ek afsluit hiermee. Matteus 9. Matteus 9 vers 36. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Voel jy vandag te neergedruk? Voel jy vandag uitgeput en moeg? Ek wil nie meer aangaan met die lewe nie. Wat is 'n teenvoeter daarvoor? Staan op, sê Here, hier is ek. Gebruik my om die evangelie uit te dra. Dit is nie vir my nodig om nou 'n Bybelklas te gaan bywoon nie. Here, maar hier is ek, stuur my. Ek is gereed, help my. Om hierdie werk wat voor my lê te kan doen. Staan op mense, wees gereed, neem die werktuig in jou hande en begin die oes in te samel. Jy is die werker, ek is die werker. Wees gereed, wees beskikbaar, doen dit net. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons rondom die woord kon gesit het vandag. Dankie Here dat U met ons is en dat U seëninge oor ons uitgegiet word so onbeperk. Dankie Here dat U met ons is. Ek bid vir elke moeder vanmôre, Here, dat U hulle sal seën. Dat U hulle sal krag gee om voort te kan gaan, Here. Ek bid vir elke persoon ook wat vanmôre geluister het, Here, dat U hulle sal seën. Dat ons sal antwoord op U roepstem, Here. Dat ons sal antwoord wanneer U ons roep. Dat ons nie met verskonings na vorendag sal kom, hoekom ons nie wil uitgaan nie. Maar dat ons net sal ja sê. Ek dank U en ek loof U en ek prys U en ek aanbid U vir wie U is, Here. U is die soeterus van Saron, die blindmôre ster, die eerste en die laaste, en die begin en die einde. Baie dankie, Jesus. Ons loof en ons prys U.
Amen. Dankie julle vir julle tyd saam met ons vanmôre. Mag julle geseënd wees. Mag die meetsnore vir julle op lieflike plekke val. Amen.